Goeiemôre. Groet jy die bekoorlike naam van ons Here Jesus Christus. Bly om saam met jou te wees vanmôre. Weer eens 'n dag wat die Here aan ons lewe toegevoeg het. 'n Dag waarin ons kan verheug en aan hom die lof en die eer gee vir goedheid en guns uit sy hand ontvang. Ek wil graag saam met jou lees uit Lukas 22 vers 14 tot en met vers 15 wat vir ons die volgende sê. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet, voordat ek ly. Ek wil in die besonder u aandag vestig op hierdie woorde. Ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet voordat ek ly. Ek wil graag met u gesels rondom hierdie gedagte met Jesus aan tafel. Dit is betekenisvol dat die kruisverhaal rondom 'n tafel begin. Voordat Jesus sterf, sit hy saam met sy disippels aan tafel. Ja, die God wat ons aanbid, wil graag gemeenskap hou met sy kinders. Hy deel sy hart met hulle. Hy kom toon eintlik aan hulle dat hy nou die paaslam is wat geslag sou word. Ek wil egter nie met u daaroor gesels nie. Maar ek wil met u gesels oor hulle wat saam met Jesus aan tafel was. Opmerklik is dit dat Jesus sê dat hy sterk daarna verlang het om met hierdie groep Pasga te geniet. Om hierdie spesiale geleentheid saam met sy disippels deur te bring. Wanneer ons na die mense kyk wat saam met Jesus aan die Pasgatafel gesit het, sien ons nie volmaakte mense nie. Ons sien mense soos ek en jy. Elkeen aan daardie tafel verteenwoordig iets van die menslike hart. Hier aan tafel vind ons vir Petrus. Ja, selfversekerd, impulsief en voortvarend. Ons lees byvoorbeeld Matteus 26:33, waar Petrus hierdie volgende verklaring maak. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom, al sal almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem nie. So selfversekerd. Tog sou Petrus hom kort hierna verloon. Hoe dikwels beloof ons ook groot dinge aan die Here, maar dan struikel ons in ons swakheid. Ja, later herstel Jesus vir Petrus, weet jy wat is vir my so wonderlik, dat God se genade is groter as ons grootste mislukking. Hier aan tafel vind ons ook vir Judas. Alhoewel hy Jesus se teenwoordigheid geniet het, was sy hart eintlik ver van Jesus. Judas het saam met hom geëet, saam geloop, saam geluister na Jesus se leringe. Tog het hy Christus verraai. Weet jy wat is vir my so hartseer? Ons vind soveel keer dat mense in die kerk sit, hulle te vertoon godsdiens, maar hulle harte is ver van die Here af. Hulle sê die regte dinge. Hulle doen baie keer die regte dinge, maar die hart is ver van God. Daar is nie werklik 'n verhouding met die Here nie. Dit waarsku ons dat uiterlike godsdiens nie genoeg is nie.
Die vraag is nie net, is ek in die kerk nie, maar behoort my hart werklik aan Jesus? Ja, ons vind Judas ook hier aan tafel. Dan is daar Thomas. Thomas die twyfelaar. Thomas het geworstel om te glo totdat hy die Here self gesien het. Voordat ons 'n klip optel om te gooi, wil ek vir jou vra, meneer, mevrou, hoeveel keer twyfel ons? Kom ons by hierdie vraag of voor hierdie vraag te stel, sal die Here werklik help? Sal hy werklik ingryp? Sal hy werklik voorsien? Ja, Thomas verteenwoordig die gelowige wat wil glo, maar soms sukkel hy daarmee. Hy wil graag sien. Hy is ons twyfel. En ook ons eerlikheid. Want as ons wil eerlik wees met onsself, moet ons erken vandag, daar is oomblikke van twyfel, van vrae. Baie gelowiges gaan deur tye van vrae en onsekerheid. Die wonderlike waarheid is dat Jesus het Thomas nie verwerp nie. Hy het hom tegemoet gekom in sy ongeloof en sy geloof versterk deur hom so 'n bietjie nader te roep. Hy noem Thomas na sy opstanding by sy naam. Johannes 20:27, daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier. Met ander woorde, Thomas staan so 'n bietjie nader. Daar is nie veroordeling nie. Nee, Thomas staan so 'n bietjie nader. Ek is bewus van jou twyfel, maar ek wil myself aan jou openbaar. Bring jou vinger hier en kyk na my hande. Bring jou hand en steek dit in my sy. Net sê vir hom, Thomas, moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas, ek is bewus van jou swakheid, van jou twyfel. Maar ek wil jou uitnooi om my te vertrou, my te glo. Dan vind ons natuurlik ook vir Matteus, die tollenaar aan tafel. Hy kan ons vertel van oneerlikheid. Hy kan ons vertel van hoe dit voel om verwerp te word, as gevolg van jou reputasie. Maar hy sal in dankbaarheid ook kan getuig van die feit dat Jesus ruimte vir hom gemaak het. Dat hy hom nie onder veroordeling geplaas het nie. Ons oog val op Johannes, die disipel wat teen die bors van Jesus geleun het. Dit spreek van 'n intieme verhouding. Hy beeld die gelowige uit wat gemeenskap met Christus soek en in sy liefde rus. Ja, God nooi vir jou en vir my uit na 'n intieme verhouding met hom. Staan so 'n bietjie nader, ek wil met jou praat. Ek wil my liefde aan jou openbaar. Dan vind ons vir Jakobus, Johannes, die seuns van Zebedeus. En hierdie twee soek so 'n bietjie eer, so 'n bietjie erkenning. Hulle sê vir die Here, gee aan ons dat ons mag sit in u heerlikheid, een aan die regter en een aan die linkerkant. Hulle is die gelowiges wat soms so 'n bietjie eer soek, so 'n bietjie erkenning soek. Ja, is dit nie so dat u en ek ook maar baie keer in hierdie kategorie val nie. Ons wil so 'n bietjie erkenning hê vir dit wat ons doen. Dan is daar die ander disippels wat sommer net ons gewone mense verteenwoordig. Hulle het foute gemaak. Hulle het soms nie verstaan wat Jesus doen nie. Hulle het selfs later gevlug toe die druk te groot geword het. Tog het Jesus hulle liefgehad. En hulle hier
aan tafel saam met hom verwelkom. Wat vir my opvallend is dat Jesus presies geweet het wie elkeen van hulle was. Hy het geweet Petrus gaan hom verloon. Hy het geweet Judas gaan hom verraai. Hy het geweet die ander sou vlug. En tog het hy saam met hulle aan tafel gesit. Hy het hulle daar toegelaat. En dit is die evangelie van Jesus Christus. Ons kom sit aan die tafel nie omdat ons volmaak is nie. Ons kom sit daar omdat hy genadig is, omdat hy liefdevol is. Die tafel van die Here is nie vir mense wat alles reg gekry het in die lewe nie, maar vir mense wat weet dat hulle 'n verlosser nodig het. Dit is die hart van die evangelie. Hy breek die brood vir mense wat nie altyd verstaan nie. Hy gee die beker vir mense wat soms die rug op hom keer. Wat soms verward is, soms moedeloos is, soms gevul is met bekommernisse en vrese. Hy was hulle voete terwyl hy weet hulle gaan struikel. Dit beteken vanmôre, Jesus liefde vir jou en vir my is nie gebaseer op ons menslike prestasie nie, maar op sy genade, op sy onverdiende guns. Die tafel van die Here sê, ek weet wie jy is, maar in my liefde nooi ek jou steeds. Kom sit hier by my. Ek wil my hart met jou deel. Die Pasga spreek nie net van wat was nie, maar ook van wat sou kom. Hier by die tafel is plek vir stikkende en gebroke mense. Maar hier by die tafel vind jy ook 'n boodskap van hoop en van heling. Ja, hier aan tafel is gewone mense. Mense met foute, met tekortkominge. Maar Jesus sê, kom sit hier by my aan tafel. Ek het 'n begeerte om my hart met jou te deel. Ek weet wie jy is. Tog wil ek jou nooi. Kom sit by my aan tafel. Vriend, en hierdie uitnodiging is ook vandag van toepassing op jou en op my. Die Here ken jou beter as wat jy jouself ken. Hy is bewus van jou vreugdes, maar hy is ook bewus van jou bekommernis. En nou sê hy vir jou, kom sit hier by my aan tafel. Ek wil myself aan jou gee. Ek wil vir jou sê, my liggaam is gebreek ter wille van jou. My bloed het gevloei ter wille van jou. Toe ek op die kruis sterf, het ek jou in gedagte gehad. Het ek vir jou 'n pad gemaak, 'n weg gebaan waar daar voorheen geen weg was nie, omdat ek jou liefhet. Daarom wil ek afsluit met hierdie gedagte. Jesus weet wie jy is. Hy nooi jou. Kom na my toe, net soos wat jy is. Kom sit hier aan tafel, sodat ek aan jou die voedsel van my liefde, van my vreugde, van my blydskap, van my oorwinning en genade kan deel, sodat jy daardeur gevoed kan word. Sodat jy kan hoop hê vir vandag, maar ook vir môre en oormôre. Ek wil vir jou die versekering gee. Ek dink aan jou. Ek is met jou en ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Kom ons bid saam. Vader, vir ons Here Jesus Christus,
Dankie dat daar vanmôre plek aan u tafel is vir elkeen van ons. En dat u ons wil voed met u woord. Dat u vanmôre vir ons opnuut die versekering gee dat u aan ons dink. Dankie Here, dat u ons aanvaar, net soos wat ons is. Dankie dat u nie van ons verwag ons moet eers volmaak wees nie, maar dat u in die genade na ons toe neerbuig en ons aanvaar soos wat ons is. Daarom is daar 'n danklied in ons binneste. Dankie vir genade, vir guns uit u hand. Ons bring dan aan u die lof, die eer en die dank. Dit bid ek in Jesus naam. Amen. Vrede vir jou. Mag jy in die week wat voorlê aan die tafel van die Here aansit. Sy teenwoordigheid geniet en weet, hy wil jou voed met sy woord deur sy kosbare Heilige Gees. Vrede vir jou. Jy moet mooi loop en onthou, die Here het jou lief. Vrede. There is beyond the azure blue a God concealed from human sight. He tinted skies with heavenly hue and framed the worlds with his great might. There is a God, he is alive, in him we live and we survive. And we survive from the start God created man. He is our God, the great I am, the great I am. There was a long, long time ago a God whose voice the prophets heard. He is the God that we should know, who speaks from his inspired word. There is a God, he is alive, in him we live and we survive. And we survive from the start God created man. He is our God, the great I am, the great I am. Secure is life from mortal mind. God holds a germ within his hand. Though men may search, they cannot find, for God alone does understand. There is a God, he is alive, in him we live and we survive. And we survive from the start God created man. He is our God, the great I am, the great I am. Our God who sat upon a tree, our life was willing there to give, that he from sin might set men free, and evermore with him could live. There is a God, he is alive, in him we live and we survive. And we survive from the start God